Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker om met jou te praat oor ons drome. Ons is so te sê klaar met ons reeks oor drome. Praktiese beginsels, net oor hoe leef ek my droom, my toekomsverwagting. Hoe word ek gedoop met 'n droom en hoe leef ek dit? Vandag se skrifgedeelte is Prediker 11 vers 4 en dit sê: as jy heeldag na die wind kyk, sal jy nooit saai nie. En as jy na die wolke kyk, sal jy nooit oes nie. En hierdie is is heel week se beginsel. Die beginsel van wysheid, van balans, van discernment. Hoe weet jy wat is die wil van die Here? Want wysheid sê ons kyk na die weer voordat ons plant of oes of saai. Wysheid sê ons kyk na die woord voorspelling en ons kry al die inligting in wat ons kan en jy moet al die inligting inkry wat jy kan. Maar die Bybel sê ook, hy wat altyd net na wysheid soek en kyk daarna, het nooit die geloof om regtig te doen wat hy moet doen nie. Hy sal altyd 'n verskoning gebruik. Ek weet nie of jy al mense ontmoet het. Ek sê, hulle is te slim vir hulle self. Nee, hulle is so slim, hulle kan nooit 'n besluit neem nie. Hoekom? Want hulle dis alles wat kan verkeerd loop op. Hulle kyk na alles, hulle hoor alles by almal en hulle kan nooit pull the plug, trek die trigger, maak die besluit, doen dit nou net nie. Mense, as jy wag, hoor gou, as jy wag tot alles 100% is, voordat jy gaan waag, gaan jy nooit waag nie. As jy wag dat alles align, die sterre align soos hulle sê, dan gaan jy nooit by jou droom uitkom nie. Iewers in jou droom, gaan die wind waai, gaan die reën val, gaan die wolke weg wees of die wolke gaan kom, maar jy het 'n woord van die Here, jy het 'n droom van God en jy moet dit doen. Onthou Elia, toe hy gesê dit gaan reën, moes sy dienskneg opkyk en sê, sien jy 'n wolkie? Dan sê ek sien nie 'n wolkie nie. Bid Elia weer, sien jy 'n wolkie? Nee, ek sien nie 'n wolkie nie. Sien, Elia het 'n woord gehad en daarom het hy geweet die reën gaan kom. Hy het nie eers die wolk gesien en toe die droom nie. Hy het eers die droom en toe gebly bid vir die wolk. So, ek bid vir jou, vir myself, dat ons die wysheid sal hê om wysheid te kry in die wêreld, ja, maar nog steeds geloof te hê om te doen wat God sê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hierdie is regtig moeilike beginsels. Ons leer by mense, ons leer wysheid, ons leer goeie dinge by mense en U gee dit vir ons. U gee vir ons wysheid. U gee vir ons die wetenskap. U gee vir ons die natuur. U gee vir ons die ekonomie. U gee die politiek en U gee aan ons die wysheid. Maar U is ook groter as daai wysheid. En daarom moet ons U stem volg meer as enigiets. Here, hoe bid ek nederig, versigtig, dat ons eerlik U stem sal hoor en doen wat U sê. Nie wat ons dink nie, nie wat die wêreld sê nie, wat U sê. Here, as ons altyd na die weer en die wysheid in die wêreld kyk, sal ons nooit saai of oes of plant of enigiets doen nie. Die wêreld sal ons altyd confuse met hulle wysheid. Maar U sal vir ons rigting gee, geloof gee, planne gee. Dankie daarvoor, Here. Help ons daarmee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.